Vanoggend herdenk ons en vier ons Pinkster. En Pinkster is die uitstorting van die Heilige Gees en hoekom dit vir ons belangrik is, want die Heilige Gees is die een wat my en jou nou lei op die weë van die Here. Dis die Heilige Gees se werk in jou lewe en my lewe om ons op 'n pad te lei wat die Here ons wil lei. En daar wil ek vanoggend 'n bietjie met jou gesels. So Pinkster is die uitstorting van die Heilige Gees. Julle sal onthou 10 dae terug vandag 10 dae terug het ons die aand Hemelvaart gevier. Wie van julle was by die Hemelvaartdien? Steek net gou op die hande. So vandag is dit 10 dae later en vanoggend wil ek 'n bietjie opbou daarop en ek hoop regtig dat die Here vir my help om iets in jou hart, 'n saadjie te plant oor wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen. Want ek glo regtig, die Heilige Gees maak nie 'n verskil nie. Die Heilige Gees is al die verskil in my en jou lewe. Dis die totale verskil. Om die waarheid te sê, na die uitstorting van die Heilige Gees, is dit die enkele rede hoekom 2.4 biljoen mense vandag identifiseer as Christene. En ek is besig om te luister na die kerkgeskiedenis, ek is nou by 250 na Christus. Julle, dis 'n spoor van bloed. Dis 'n spoor van bloed. Die feit dat ek en jy vandag hier by mekaar kan kom en in vryheid die Here loof en prys, in vryheid die woord van die Here oopmaak en daarin lees, is 'n duur prys wat baie gelowiges betaal het. Maar weet julle wat? Vervolging is ons voorland. En as ek en jy nie in die Gees is nie, gaan ons afvallig raak. As ons nie vashou en gehoorsaam is aan die Heilige Gees nie, gaan ons afvallig raak. En dis hoekom vanoggend wil ek by jou kom pleit, ek wil vir jou kom vra, kom gee die Heilige Gees 'n kans in jou lewe. Kom gee, moenie net in jou eie krag probeer lewe nie, kom gee die Heilige Gees beheer, kom gee hom 'n kans, kom gee die Heilige Gees 'n kans in jou huwelik, kom gee die Heilige Gees 'n kans in jou persoonlike lewe, kom gee die Heilige Gees 'n kans in jou gesin, kom gee die Heilige Gees 'n kans by jou werk, kom gee hom 'n kans, kom laat hom beheer neem en laat hy jou denke vernuwe, dat hy jou hart vernuwe en dat hy die werk in jou lewe doen. En ek wil jou nou sê, die Heilige Gees gaan nie 'n verskil maak nie, dit gaan al die verskil maak in jou lewe. Wie kan 'n bietjie amen sê daar? Wie van julle het al die Heilige Gees se werking in jou lewe beleef en jy sê ek weet, dis absoluut so, wanneer die Heilige Gees opdaag, is daar geen berou nie. Dinge verander. En hier's die ding wat jy moet verstaan. Jou vlees, soos jy nou daar sit, gaan altyd 'n begeerte hê om teen die Heilige Gees te werk. Jy moet dit weet. Dis onafwendbaar. Solank jy lewe en solank jy in daai dop gaan wees, gaan jy moet veg teen die vlees. Jy gaan elke dag 'n keuse moet maak. Gaan ek vandag in die Gees lewe? Of gaan ek in die vlees lewe? En dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. En ek dink, hier sit 'n paar van ons wat, jy beleef jou geloof is flou. Jy beleef jou geloof, ek het groot geword in 'n huis, jy kan nie net een koppie maak met 'n teesakkie nie. Wie van julle het so groot geword? Nee? Jy weet, hier by die 4de ene, lyk dit amper soos tee, maar dit proe soos water. Dan drink jy 'n koppie warm water met suiker. en dit kan wees dat dit is hoe jy vanoggend voel. Jou geloof is, jy lyk effe soos 'n Christen, jy lyk soos 'n kind van die Here, maar jy weet, die binnekant is daar niks nie, is morsdood. Want ons vanoggend se boodskap spesifiek vir jou, om weer 'n bietjie terug te kom na die Here toe. Want ek weet dit, die Heilige Gees wil jou geestelike batterye vanoggend heeltemal kom vollaai. Dit was die wonderlikste ding toe ons van gewone USB chargers na USB-C chargers gegaan het. Ek het nie geweet 'n foon kan vol charge binne 'n halfuur nie. Dis amazing. Stem julle saam? En die ding is, as ek my lewe probeer vol maak met goed, dan gaan dit vol wees. Maar wanneer dit vol is met die Heilige Gees, dan lewe ek met die krag van die Heilige Gees. En ek bid so dat ons 'n gemeente sal wees wat nie in eie krag leef nie, maar met die krag van die Heilige Gees. Wie wil so 'n gemeente? Wie wil in so 'n gemeente wees? Want dit begin by my en dit begin by jou. So ons moet dit saam doen. 1 Tessalonisense 1:5. Net 'n paar verse oor die krag van God en die krag van die Heilige Gees. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 1:5. Hy sê die evangelie wat ons aan julle verkondig, die woord wat ons aan julle verkondig, het nie bloot net met woorde gekom nie. Talkies cheap, nee?
Talk is cheap. Dit het nie net met woorde gekom na julle toe nie, maar dit het ook met krag en deur die Heilige Gees in volle oortuiging gekom. My gebed is dat hierdie woord vanoggend dat dit met krag, nie met my krag nie, nie met welsprekendheid nie omdat ek 'n goeie preek voorberei het nie, maar dat die Heilige Gees God se woord wakker gaan maak en gaan warm maak in jou hart dat jy met daai krag gaan leef. Nog 'n vers skryf Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 20 en hy sê die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, want talkies, julle kry dit nog nie, talkies? Ja, dit het nie net gekom met mooi praatjies nie, maar dit het gekom met krag. En dis my gebed vanoggend, dat jy werklik die krag van God se Gees in jou lewe sal beleef. Kom ek gee vir julle nog een. 2 Timoteus 1:7 sê, die Gees wat God ons gegee het, dis die Heilige Gees, maak ons immers nie lafhartig nie. Engelse woord is timid. Maak ons nie tingerig nie. Maar dit vul ons, en julle weet wat daai woord gaan wees, dit vul ons met krag en liefde, en dit vul ons met selfbeheersing. En dit kan wees, dat jy vanoggend hier sit, en jy soos daai teesakkie van nou, my geloof is flou, en daar's niks oor nie. Wel, vanoggend is jy op die regte plek, en ek wil vanoggend vir jou wys wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen, en wat hy in die lewe om jou wil doen, en waarvoor jy vanoggend moet ja sê, vir jou om die krag van die Heilige Gees te ervaar. Is jy gereed daarvoor? Nou oké, kom ons staan op, dan praat ons saam. Clichelle, is julle reg vir my? Dit is my Bybel. Kom ons staan op. Hou jou Bybel lekker hoog in die lug en sê lekker hard saam met my. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan sit, jy kan jou Bybel oopmaak by Handelinge 1, en ek gaan 3 verskillende teksgedeeltes lees, tussen Handelinge 1 en Handelinge 2, want ek sou graag die hele gedeelte wou lees, maar daar's net nie genoeg tyd nie. So ek gaan vir julle die verse lees en vir julle verduidelik wat kom tussenin. Is julle gereed? Terwyl julle blaai, vir almal aanlyn, baie welkom. Ek is so bly jy het ingeskakel. Ek is so bly dat jy vanoggend deel is van ons Pinksterdiens. En weet julle wat is wonderlik van die Here? En vriende, dit is so. Daar's 'n eienskap van die Here. Dis 'n Engels, ek seker is 'n anglisisme wat sê die Here is transcendent. Dit beteken hy's oor tyd, hy's oor plek, hy's oorkoepelend en hy's oral op dieselfde oomblik. En ek wil hê jy moet weet die Heilige Gees is ook daar in jou huis en hy's besig om in jou hart te werk en jy moenie voel omdat jy nie hier is, jy kan nie die Heilige Gees beleef nie. Die Here gaan sy woord ook wakker maak in jou hart. Ons het dit lanklaas gedoen. Maar gee vir hulle ook net 'n lekker hande klap. Hulle is regtig daar. Baie welkom julle. Okay, so ons is by Handelinge 1. Dis ons eerste teksgedeelte. Handelinge 1 vers 12 tot 14. Nou hierdie verse speel direk af na hemelvaart. So julle moet nou verstaan, hier het Jesus opgevaar hemel toe. Hier's hierdie manne met die wit klere, kom ons noem hulle engele, wat vir die disippels sê, Galileërs, hoekom staan julle net hierso? Hierdie man gaan terugkom, so kom in die werk. Dis waar ons gestop het met hemelvaart. Onthou julle. Nou lees ons verder. Daarna, dis na die hemelvaart, daarna het hulle na Jerusalem toe gegaan van die berg af. Dit is by die Olyfberg, vlak teen die stad, so Sabbatsreis ver. So dit is so 'n kilometer, net so by the way, as jy vandag dit sou stap, dan is dit 3 kilos. Daai tyd was dit 1 kilometer, want dis sekere areas waar jy nie meer kan stap nie, is dit gevaarlik. So as jy vandag daai pad wil stap, is dit nie 'n Sabbatsreis nie, dis 3 Sabbatsreise. Maar in elk geval, hulle het toe nou daai pad gestap, in die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Nou, Kenneth het my nou die dag daarop gewys, dat hierdie is ons bovertrek. Hier is die bovertrek van hierdie winkelsentrum. So ek wil net vir julle sê, julle is in die bovertrek. Sê nie vir jou langs aan, jy's in die bovertrek nou. Hier's waar dinge gebeur, hier's waar ek wil hê jy moet 'n verwagting hê van wat die Here kan doen. Nou dis net simbolies en dis net in hierdie simbool, maar die simbool het krag om te sê ons is bo op die gebou. Ons is bo op die gebou. So in die stad aangekom het hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was hier's die disippels wat daar was. Jy sal sien daar's een missing en dis Judas Iskariot. Dit was Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas, dis nie die Iskariot nie, die seun van Jakobus. So hulle is doen nou bymekaar en hoor wat het hulle gedoen. Hulle het almal eensgesin volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue onder wie ook Maria, die moeder van Jesus was. En dan is hierdie die kosbaarste. So vinnig het Jesus se broers bygekom. Julle sal onthou, sy broers het nie in hom geglo
toe hy op aarde was nie. Jesus se broers was maar baie skepties oor wat. Hulle het maar gedink, op 'n stadium het daar gestaan, hulle het gedink, hy's van sy kop af. Hulle het gedink, Jesus is mal. Maar hier lees ons, sy broers was ook by, so iets het by hulle getrigger en hulle gesê, ons glo dat Jesus werklik is, wie hy gesê het hy is. En dis die sleutel, totdat ek en jy nie op daai plek kom, dat ek glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is, en om aanvaar het in my lewe, en kan die Heilige Gees, dis die eerste ding wat die Heilige Gees in jou lewe gaan doen. Daar gaan niks in jou lewe doen, tot jy nie verby daai punt is nie. Nou gaan ons aan na Handelinge 2 vanaf vers 1. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, dis nou 10 dae later, dis altyd 'n Sondag, as jy gewonder het, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, nou kom ek stop net gou, want mense wonder, hoekom kom ons op Sondag bymekaar en nie op die Sabbat nie. Wel, die eerste rede is, want Jesus het opgestaan op 'n Sondag. Maar interessant genoeg, die Heilige Gees is ook uitgestort op 'n En Jesus het aan Johannes verskyn in Openbaring ook op 'n Sondag. Nou, dis nou 3 events, maar dit wys dat in Jesus, hy het elke keer die geleentheid gehad om iets op Sabbat te doen, maar hy het op die Sondag gedoen wat die nuwe hoofstuk aanlei. So hulle was almal op een plek by mekaar, vers 2, skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel het, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in tale begin praat, soos die Heilige Gees het aan hulle toegegee het om onder sy leiding te doen. Nou oké, so hier is hierdie gebeurtenis, verbeel julle self. Dis 'n indrukwekkende gebeurtenis. So, hulle is in die bovertrek, hulle is besig om saam te bid, en ons hierdie rukwind, en die Heilige Gees word uitgestort, en onthou nou, hulle is by die tempel, so dis net hierdie handjievol mense wat saam is om te bid. Die res van hulle, dis nie soos 'n kerk waar ons vandag is nie, dis 'n klomp Jode wat nie glo in Jesus nie. So dis net hierdie 12 manne, en die Here gee vir hulle die Heilige Gees, en hulle begin in tale praat. Nou julle moet verstaan, daar was Jode wat op daai stadium nie meer Hebreëus kon praat nie. Daar was Jode wat in ander dele van die wêreld is. Ek het dit nou die dag gedoen, dink ek, met Hemelvaart. Wie van julle het Franse oorsprong? Wie van julle het Franse oorsprong? Steek op die hande. Dis 'n bietjie min. Wie van julle het Hollandse oorsprong? Okay, kom ons maak so. Wie van julle het buitelandse oorsprong? Daar's hy, okay. Wie van julle kan die taal praat van jou oorsprong? Wow, Cornel. Net 1 of 2 of 3. Okay, so die res van ons kan nie meer daai taal praat nie. Presies, dit het gebeur daar. Die Jode was so lank uit Israel uit, dat hulle nie meer Hebreëus kon praat nie. So hulle het ander tale gepraat van hulle omgewing. So dit was, kan jy dink hoe groot uitdagende ervaring moes dit gewees het, om in Jerusalem te wees by die tempel, en hulle kan mekaar nie behoorlik verstaan nie. En wat doen die Here? Die Here gee vir hulle 'n gawe, dat die woorde wat uit hulle mond uitkom, hoor elkeen in sy eie taal, die goedheid van God en Christus verkondig. Hoor julle die wonderwerk? Dis wow. Okay, nou skiep ons 'n paar verse, en ons gaan aan na Handelinge 2 vers 37 tot 41. Ons kom by vers 37. By die aanhoor hiervan, so hierdie mense het in tale gepraat, Petrus, hulle het gesê, hoorie, ons is nie dronk soos wat julle nou maak, ons is nie, maar ons het werklik die Heilige Gees ontvang, en hy vertel die hele evangelie tot by Christus, en by die aanhoor hiervan, was die mense diep getref, en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers, wat moet ons doen om gered te word? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here, ons God, na hom toe sal roep, en met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie onaarde mense uit. En dan vers 41, die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van gelowiges gevoeg. Dis is instant church, just add water and stir. Dis 'n wonderlike ervaring. Daar's 3000 mense. Natuurlik, die meeste van hulle het toe teruggegaan van hulle plek. Hulle het nie gebly daar nie, maar dis hoe die kerk begin het. Dit was die geboorte van die kerk. Dink julle is 'n wonderlike dag nie? Dat die Here ons gemeente sal kom verfris met sy Heilige Gees. Ek bid so dat die Here ook in ons gemeente so erlewing sal gee, dat ons met die krag van God se lewe daar buite, dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle nie na my sal kyk en na jou sal kyk nie, maar dat hulle sal sê, ons was by julle en ons het God tussen julle gevind. Wil julle so 'n gemeente wees? Sê 'n bietjie amen toe.
Okay. Nou vanoggend wil ek 'n bietjie met jou praat oor die onderwerp van Pinkster. En ek dink is reg. Ek wil praat spesifiek iets wat ons gesien het in Handelinge. Die gelowiges het geleef met die krag van God. En ek en jy kan met ons het dieselfde Heilige Gees wat in jou is. Wie van julle is lief vir die Here? Steek 'n bietjie op die hande. Wie van julle is lief vir die Here? Maar ek bedoel soos regtig. Wie van julle is regtig lief vir die Here? Maar soos in regtig. Nee, maar ek bedoel nou nie speel nie. Ek bedoel soos in wie van julle sê ek is regtig lief vir die Here? Steek op die hande. Okay, ek wil nou kyk wie bly oor. Wie kan sê amen, ek is lief vir die Here? Sê amen. Okay, so dis dieselfde Heilige Gees wat in jou werk, wat daai tyd gewerk het. So ons kan met die krag lewe. Julle sal verstaan weet te sê amen. Okay, so kom ons spring weg. As jy volgende sit en jy voel soos daai teesakkie, moet jy jouself vra waarom. What's missing? En jy moet vanoggend, en ek weet nie waar jy is nie, maar as dit volgend jy is en jy sê, my lewe is flou, my geloof is flou, dan moet jy sê, tot hier toe en nie verder nie. Die Here het nie so bedoel dat ek moet lewe nie. My geloof moet kragtig wees. En ek wil jou vanoggend uitdaag. So, vanoggend gee die Heilige Gees se kans. Ek weet nie waar jy is in jou lewe nie, maar ek wil vanoggend 'n guns kom vra by jou. Kom gee die Heilige Gees se kans. Kom gee die Heilige Gees se kans in jou huwelik. Kom gee die Heilige Gees se kans in jou persoonlike lewe. Kom gee die Heilige Gees se kans in jou familie. Kom gee hom met die werk 'n kans. Kom gee hom daar waar jy sukkel om oorwinning oor sonde te kry. Kom gee hom 'n kans, kom gee hom beheer sodat jy met die krag van God kan lewe. Hier's 4 kragtige werkings wat die Gees in my en jou lewe wil doen. Is jy gereed hiervoor? As jy vinnig kan skryf, dan moet jy nou begin skryf wat ek kan vinnig praat. Hier gaan ons. Die eerste kragtige werking wat die Heilige Gees in jou lewe wil kom doen en in my lewe en dis waar dit begin, is die Heilige Gees roep my eerstens tot redding. Hy roep my tot redding. Nou ons praat gereeld hieroor. In Johannes 16 vers 8 skryf Johannes en Jesus praat daar. Hy sê wanneer daar's die Heilige Gees, wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Nou ek het daai 3 sinne, daai 3 strofes net so onderstreep wat jy kan sien. Eerstens, totdat ek nie besef ek's verlore in my sonde en ek het die Here Jesus nodig in my lewe nie, kan redding nie plaasvind nie. Daar's nie redding vir my nie, want dan doen ek dit in my eie krag. So, dis die eerste ding wat die Heilige Gees wil doen is, dis 'n bitter plek om te begin, maar ek moet besef, ek is verlore sonder die Here Jesus, en ek is op pad hel toe, en sonder die Here Jesus in my lewe, kan ek nie gered word nie. Dis die eerste ding wat die Heilige Gees in my lewe wil doen is, hy wil my oortuig dat ek 'n sondaar is. Maar dan ook, dat die reg aan my kant is, die my in daai vers is die Here Jesus, dat ek kan opkyk na die kruis en sê, Jesus was reg, Jesus was regverdig, Jesus was heilig en hy het op die kruis gesterf vir my sonde en hy kan my red en dan kan ek die oordeel vryspring. Nou, dis waar dit begin. Dis waar my pad met die Heilige Gees begin. Dis die wegspringblok totdat ek nie ja gesê het vir Jesus nie, kan die Heilige Gees niks verder in my lewe doen nie. Ek moet oorgee. Ek moet oorgee vir die Here Jesus. En die groot fout wat ek nie wil maak nie, ek wil nie aanvaar vanoggend, jy is klaar kind van die Here nie. Ek wil dit nie aanvaar nie. Ek wil nie aanvaar, jy sit vanoggend hier en jy het klaar die Here Jesus aangeneem. Want weet julle wat? Meeste van ons, dis die Afrikaner ding om te doen, is om kerk toe te gaan. Nee? Wie van julle het groot geword in die kerk? My vriend het dit so goed gestel eendag. Hy het gesê, luister, as jy in 'n kerk gebore is, maak dit jou nie 'n Christen nie. Wie van julle is in 'n hospitaal gebore? Julle is nie 'n klomp drips nie. Dit was sy grappie. Maar en dis die punt. Die feit dat ek groot geword het in 'n kerk maak my nie outomaties 'n gelowige nie. Daar moet 'n plek kom wat ek die Here Jesus in my lewe aangryp en besef, ek is verlore. Ek lewe in my sonde en dit kan wees dat jy die teesakkie geloof beleef, nie omdat jy weggedwaal het nie, maar omdat jy nooit aan die Here Jesus behoort het nie. En vriende, dis waar ons moet begin, want sien, om kerk toe te gaan elke Sondag is nie goed genoeg om gered te word nie. En tot ek daai ding nie snap nie, kan ek nie die volgende tree gee nie, en kan ek nie die krag van die Heilige Gees in my lewe ervaar nie. Die Heilige Gees bring my in 'n nuwe hoofstuk. Jesus sê vir Nikodemus in Johannes 3, hy sê vir hom, jy moet weergebore word. Nikodemus sê, Here, ek is 'n Fariseer, ek het groot geword soos 'n Jood, ek het alles, ek is die beloofde volk. Partykeer dink ons Afrikaners ook, ons is mos die beloofde volk, né? Wie van julle het groot geword met die idee dat ons is eintlik Israeliete? Ek het so groot geword, en julle nie. Julle het in goeie huise groot geword, hoor. Ons was die voortrekkers was die nuwe Israeliete. En ons was die beloofde volk. En daai ding kan maak
dat ek gedink ek is gered, maar ek het nie 'n verhouding met God nie. En so dis die vraag, ek vra jou vanoggend hierdie vraag reguit, het jy werklik 'n verhouding met die Here Jesus? Het jy werklik, as jy jou oë toemaak, kan jy sê, ek weet, ek het 'n verhouding. Want as jy nie het nie, dan is hierdie die beginplek. Want dis my hoofstuk, dis waar die nuwe hoofstuk begin, is met die Heilige Gees. Dis waar ek die krag kry, dis waar ek oorwinning kry oor sonde. Maar iewers moet ek besef, die Heilige Gees roep my, en hy trek my, en ek moet oorgee vir die Here Jesus. Amen? Ok, Handelinge 2 vers 40. En ek wil so graag hierdie een van my themaverse maak in my eie lewe, wat Petrus vir die mense sê, laat jou red uit hierdie ontaarde mense uit. As ek vanoggend met jou gepraat het, wel, die woord, as die Heilige Gees vanoggend met jou gepraat het, wil ek hê, jy moet duidelike standpunt in jou lewe inneem, dat jy nie hier uitstap, soos wat jy ingekom het nie. Amen? Kan, nou kan ons voortgaan na die volgende hoofstuk toe. So, wat is die Heilige Gees se werking nog in my lewe? Hierdie ene wat ek nou vir julle gaan noem, word heeltemal te min gemaak van, want dit voel so, dit klink soos werk. En ek dink almal van ons wil die vibe hê van die Heilige Gees. Ons wil hê, dan moet dinge gebeur en die mense moet rondspring en te kere gaan en dan moet 'n atmosfeer wees van die Heilige Gees. Maar as hierdie ene nie in plek is nie, is daar eintlik niks nie. En dit is, die Heilige Gees wil vrug bring in my lewe. Ek kan na al die preke luister wat daar is op YouTube. Ek kan al die liedjies sing wat daar is om te sing. Maar as daar nie vrug in my lewe is nie, beteken dit alles niks nie. Toets jou gou-gou. Hierdie is die ding. Hierdie is die toets om te kyk of jy toegee in die Heilige Gees, of die Heilige Gees in beheer is. Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 22. Hy sê die vrug van die Gees daarteenoor, hy het die vrug van die vlees vroeër beskryf. Hy sê die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. Het ek liefde? Vreugde? Het ek die vreugde in Christus? Het ek vrede in my lewe? Het ek geduld? Het ek vriendelikheid? Het ek goedhartigheid? Het ek getrouheid? Is ek nederig? Het ek selfbeheersing? Want teen hierdie dinge het die wet niks nie. Dis die vrug van die Gees. Dis hoe Jesus lyk, as jy gewonder het. Dis hoe Jesus lyk. En dan gaan hy verder. Die wat in Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. En dan sluit hy af hierdie stukkie met ons lewe nou deur die Gees. Laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Dit is snaaks hoe min ons maak van hierdie, want ons koppel die Heilige Gees se krag aan 'n gevoel en nie aan 'n leefstyl nie. Ek wil dit herhaal. Ons koppel die Heilige Gees se krag in ons lewe, dat ek het 'n intieme oomblik beleef toe ek op my knieë was, en nie in ons leefstyl nie. En Paulus doen presies die teenoorgestelde. Weet julle hoe min praat Paulus van enige gevoelens wat ons het, wanneer ons die Heilige Gees het in ons lewe, en hoe baie praat hy van lewe wat verander het, wanneer hy praat oor die Heilige Gees. Nou, ons het 'n behoefte aan 'n emosionele belewing met die Gees, en ek wil dit gelyk gee. Ek het ook daai behoefte. Vir my die lekkerste is, partykeer dan sit ek 'n praise and worship liedjie in die kerk, in my kar aan, en dan is ek so beïndruk met wat die Here doen, dat die trane loop, dat ek moet aftrek, sodat ek nie 'n ongeluk maak nie, want jy kan nie deur oë sien wat huil nie. Wie van julle kom dit partykeer hoor? Maar dit beteken niks, as my lewe nie wys dat Jesus in my lewe is nie. En dis hoekom baie mense nie krag van God nie, want nou lewe ek van belewenis na belewenis na belewenis, maar dit is nie wat die Heilige Gees in my lewe wil doen nie. As ek, die eerste ding wat die Heilige Gees in my lewe wil doen, is hy wil my red uit verlorendheid, want dit help nie ek is 'n happy camper, maar ek gaan hel toe nie. Stem julle saam? Help nie ek voel goed en die praise and worship was wow en die preek was wow. Maar ek kan ons steeds hel toe nie, stem julle saam? En net so die tweede ene is dit help ook nie, ek het al hierdie great belewennisse, maar my lewe verander nie. Ek lewe nog steeds in die vrotgopse waar ek vandaan kom nie. My lewe moet verander. My lewe moet verander. Dis die eerste groot werk, is redding. Die tweede groot werk is dan die vrug van die Gees. En dit is om meer en meer te word soos die Here Jesus. Romeine 8 vers 29 sê dit, dis wat die Gees in my lewe, daai hele gedeelte gaan eintlik oor die werk van die Gees in my lewe. Hy sê, die wat hy, dis die Here Jesus, lank tevore uitverkies het, het hy ook bestem, dis die Vader wat dit sê, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So, daar's twee woorde daar, ons is bestem hiervoor, en as ek dit klik, dan kan dit my help om hierdie tree, dan help dit my om gehoorsaam te wees in die Heilige Gees. Dis waar die krag lê, in die gehoorsaamheid in die Heilige Gees, nie die ervaring van die Gees nie, die gehoorsaamheid. As ek besef, ek is bestem
om gelykvormig te word aan die Here Jesus. Dan kan ek begin om te sê, hoeveel van my lewe lyk nie soos die Here Jesus nie? En die pad soontoe is die groeipad. Dis waar die Heilige Gees my lei. Dis waar die krag lê. As ek nie op daai pad is nie, dan gaan ek allerlei goed moet soek om my opgewonde te maak oor die Here. Maar dit gaan nie hou nie. Amen? So okay, hoe werk dit? Wel, die Heilige Gees wil vir my vrug gee. Ek het al hierdie illustrasie gebruik van 'n vrugteboom. Wie van julle het vrugtebome by die huis? Julle al ooit gesien dat wie van julle het 'n appelboom? Of nie, wat se vrugtebome het ons hier? Ons het pruime en perskes by ons gehad, maar dit was Transvaal. Okay? Party van julle het, kan iemand net vir my sê wat se vrugtebome het julle by julle? Tersies, wat het jy? Maar dis daar, ek het vrugtebome gesien op by jou. Eet jy dit? Seker nie. Wille goed. Okay, maar jy het al 'n vrugteboom gesien, hè? Dan elke dag as iemand wegkyk, kan eet hy self. Jy het dit al gesien. Okay, kyk jy weg. Dan is daar net sulke halwe appels in die boom. Het jy dit gesien? Dis 'n appelboom, hy eet sy eie appels. Doen hy dit? Julle is veronderstel nee te sê, hoor. Julle is begin wonder, wat's fout met hierdie ou? Okay, so hier's die ding. Ek moet vrug dra, sodat die Heilige Gees sy invloed kan hê op ander mense se lewens. Dis nie vir my nie, dis vir ander. En mis die vraag wat ek moet vra, hoe lyk my lewe? Dra ek vrot vrugte op hierdie stadium? Dra ek vrot vrugte? Dis omdat ek nie oorgegee is vir die Gees nie. Want die Gees, hoe meer ek oorgee vir die Gees, hoe meer gaan die Heilige Gees my laat lyk soos Jesus. Die probleem is, my ou lewe wil bly terugkom. En hy kom altyd wanneer ek net so in die skade weer deurloop, gryp hy my so in die krag en sê, "Het jou!" Sê, "Kom, ons gaan doen iets kwaad." Ek weet, ek moes vanoggend weer vir iemand om verskoning vra. Wat die Heilige Gees maande terug vir my gesê het, "Johan, die ding moet en kry. Jy wys nie Jesus as jy dit doen nie." En dan as ek die kans kry, wanneer ek weet niemand sien my nie. Kom die vlees weer uit. En weet jy, hy verras my so, ek skrik myself business. En dan moet ek teruggaan. Ek moet man wees, wat die Here verwag, en ek moet gaan jammer sê. Die ou, as ek dit los, die Engelse woord is, you will always gravitate back to the old person. En ek moet teen dit stry. Ek moet opnuut weer 'n oorgawe maak. En dis dalk vanoggend jy dalk geslide, net so teruggegly, terug in jou ou lewe in. Vanoggend moet jy weer 'n oorgawe maak. Jy gaan nie die krag van die Heilige Gees beleef, as jy nie toelaat dat die Heilige Gees jou meer maak soos Jesus nie. Hoor jy, die belewennisse gaan kom en gaan, maar dis nie waar dit gaan nie. Dis die leefstyl wat die Here van ons wil hê. Kyk, die Heilige Gees se kragtige werking nommer 3 is hy rus my toe met gawes. Hy rus my toe met geestelike gawes. Hier is belangrik. Toe ons het rukkie terug 'n reeks gedoen oor die Heilige Gees en ek het gaan kyk, ek het name gaan sit by die gawes. En weet julle wat het my opgeval? Behalwe vir 2 of 3 gawes, sien ek spontaan al die gawes hier. En het my opgewonde gemaak, daai tyd. Ek dink is nog steeds so, ek het dit nog net nie weer gedoen nie. Maar die gawes moet werkend wees. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Nou, verder gaan daai gedeelte in 1 Korintiërs 12 tot 14. En ek wil hê jy moet dit gaan lees in jou eie tyd, want ek het nie genoeg tyd om alles hier te lees nie. Sê hy, God gee die gawes sodat ons die gemeente kan bedien. Dis nie daar vir myself dat ek kan goed voel nie. Dis nie hoekom die gawes daar is nie, maar die gawes is daar om te bedien. Nou Stephen Covey het 'n ding gesê. Nou Stephen Covey, dink ek is nie noodwendig 'n kind van die Here nie, maar hy het hierdie oulike ding gesê wat ek dink is hier van toepassing. Hy het gesê, the main thing is to keep the main thing the main thing. Nou, ek wil julle nooi om dit saam met my te sê, want dis wat ons nou gaan moet doen is. Sê dit saam met my. 1, 2, 3. The main thing is to keep the main thing the main thing. Nou okay, hoekom sê ek dit? Want ek en jy moet luister na die Gees en ek moet verstaan wat die main thing is. Ek moet verstaan wat die Heilige Gees se plan is. Nou, hoorie, daar is 'n spesifieke plan, maar daar's 'n algemene plan. Die ding is, ons spandeer te veel tyd om die spesifieke plan te probeer uitwerk, sonder om aandag te gee aan die algemene plan. Dis verkeerd om.
Jy moet weet wat die algemene plan is van die Heilige Gees in jou lewe. En as jy dit doen, dan gaan jy nie 'n probleem hê om te weet wat die spesifieke ding is nie. Want baie keer is dit omdat ons nie die algemene werking van die Heilige Gees gehoorsaam nie, wat ons nie die spesifieke ding kan doen nie. En dit is snaaks, ons almal wil die Mission Impossible hê. En dan doen ons hierdie mission en dan kom ons maar ek wil nie hê die Heilige Gees moet my deel gebruik van die gemeente nie, want dit is boring. Want hoekom? Ons is ingestel op die sensoriese, ons wil 'n wow hê, ons wil hê alles moet wow wees. Maar die Heilige Gees werk met 'n ander tydlyn as ons. En as ek myself oorgee vir hom, kan hy my gebruik binne in sy plan. En ek wil jou vra, wat's vir jou belangriker? Wat's vir my belangriker? Om 'n wow ervaring te hê of om werklik die krag van die Heilige Gees te sien gebeur? Ek wil julle 'n geheim vertel. Die vroeë kerk het nie regtig gedink alles is so wow wanneer hulle gemartel word tot die dood toe nie. Ek dink nie hulle het 'n warm fuzzy feeling gehad 251 na Christus waar hulle aan die dak gehang is aan hulle duime, gewigte aan hulle voete totdat hulle ledemate afgeskeer is nie. Ek dink nie hulle het warm fuzzy Heilige Gees gevoele gehad nie. Maar hulle het geweet God is aan die werk en hulle getuienis gaan uitgaan omdat hulle gehoorsaam is. En julle hoor, ek het 'n bietjie, ek wil nie hê jy moet nou voel, elke keer as jy nou, ek voel so goed oor wat die Here in my lewe doen, ek mag nie gevoel, jy moet gevoel hê, dit is deel van dit, die Here het ons emosionele wesens gemaak, maar ek dink, ons het begin dink, dit is die werking van die Gees, dit is nie, luister na die Gees, werk saam met die Gees in jou lewe, wat wil die Gees vandag in jou lewe doen, wat wil die Heilige Gees vandag in jou lewe doen, wel die eerste ding wat hy wil doen is, as jy vanoggend hier sit, en jy het nog nie 'n oorgawe gemaak nie, dan wil hy jou red, hy wil jou lewe verander. Tweede ding is, hy wil jou meer maak soos Jesus. Eerste een is, hy wil jou by Jesus uitkry. Die tweede een is, hy wil jou meer maak soos Jesus. En die derde ding is, hy wil jou toerus met gawes, sodat jy die mense om jou kan bedien met Jesus. Ja, daar's baie misverstande rondom gawes. En een is dieselfde vir die vrug, is, jy het nie gawes gekry vir jou nie. Jy het gawes gekry tot voordeel van die kerk. Jou gawe is nie bedoel om jou goed te laat voel nie. Jou gawe is die Here gemaak sodat jy deel van 'n rad van 'n groter engine kan wees waar die Heilige Gees ons wil gebruik. En die uiteinde daarvan is sodat ons hierdie wêreld kan wen met Jesus. Dis hoekom ek nodig het dat jy jou gawes moet gebruik. Dis hoekom jy moet aanmeld en iewers moet betrokke raak. Nou, hoe weet ek wat my gawes is? Nou, almal van julle het al 'n gawes toets gedoen. Ek gaan nie weer so toets doen nie. Wie van julle het al ontdek 301 gedoen? Steek gou op die hande. Ontdek 301. Wonderlik, hier's 'n hele paar van julle. Kom, ek gaan vir jou ietsie uit 301 uit aanhaal, dat jy weet hoe om jou gawes te ontdek. En hierdie is 'n sneak peek. Hierdie is nie die hele 301 nie, is net 'n 3 van 1. Hier's 5 maklike stappe om jou gawes te ontdek. Ek gaan dit net roem. Ek gaan vinnig deur dit hardop sodat jy 301 moet kom doen. Is dit reg met jou? So, hier gaan ons. Eerste een is skakel aktief in. Ek wil by die huis sit en bid vir die Here vir my gawes sodat ek weet my gawes is. Weet jy wat, nee? Wie van julle het 'n klomp tools by jou in jou garage? Manne, ek dink vrouens kan dit ook hê. Mans, wie van julle het 'n klomp tools daar in jou garage wat jy nooit gebruik nie? Jy het dit gekoop omdat dit op 'n special is. Wie van julle het so ding? Hæ? Dankie vir julle eerlike manne. Ander manne, is my tools, ek gaan dit nog gebruik. En dis wat ons baie keer wil doen met die Heilige Gees. Ek wil die Heilige Gees toolbox hê en dit moet blink, alles moet so blink. Dis mooi tools. Ek hou van dis my tools. Kyk net al my tools. Maar my bedoeling is nooit om dit te gebruik. Ek kan nie vir olie onder my naels nie. Wie van julle is daar? Ek het nie 'n predikant geword om met vuil naels te sit nie, ouens. Ek wil 'n skoonwerk hê. Okay, ek sommer net simpel. Maar hier's die ding. Die Heilige Gees gaan nie vir jou iets gee sodat jy kan sit en dink hoe mooi is dit nie. Nee, jy moet eers inskakel en begin betrokke raak. Die tweede ding is, jy moet leer wat die gawes is. En jy gaan dit nie doen totdat jy nie in die bediening is en jou hande en voete vuil maak nie. Jy gaan nie weet jy het 'n hamer nodig tot jy 'n spyker kry nie. Stem julle saam? Jy gaan nie spykers kry om in te kap totdat jy nie in die bediening is en spykers kry nie. Waar's Eastwood? Eastwood, hy gaan vir jou daai ding leer. Stap nommer 3, jy moet kyk, waar pas ek in? Nie almal pas oral in nie. En partykeer gaan jy by 'n paar plekke moet betrokke raak om te sê, okay, hierdie werk nie vir my nie. Hierdie koffie ding, mense gril as ek vir hulle koffie maak. Ek gaan nie weer verder koffie maak nie. Jena, as ek sing, druk die mense hulle ore toe. Okay, so ek moenie op die verhoog wees nie. Kry jou plek, eksperimenteer, gaan 'n bietjie rond. Dan kyk jy, waar gebruik die Here my? As ek dit doen, dan gee dit resultate. En ek sien dat mense word bedien. Dit voel nie noodwendig vir my lekker nie, maar ek kan sien dit werk. En dan laastens, ek hou aan fokus op bediening. Nêrens is hier 'n ding van lees Handelinge. Al daai gawes was spontaan.
Niemand het gaan sit in 'n hoekie en gesê, leer my nou om mense gesond te maak nie. Niemand het gaan kyk en gesê, leer my om in tale praat nie. Dit het gebeur omdat hulle in bediening was, op grondvlak besig om te werk. En dis wat ek en jy moet doen. Okay, my tyd raak op. Ek wil gaan na die laaste ene toe. Die Heilige Gees se kragtige werking. En hiermee gaan ek opbou tot my laaste punt. Stuur my. Die Heilige Gees stuur jou vandag. Die Heilige Gees stuur jou. Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou, hier's 'n ding wat ek wil hê en ek gaan dit nou vra en dan moet julle die blanks invul. Niemand kan alles doen nie, maar almal kan. So, niemand kan alles doen nie, maar almal van ons kan saamwerk dat alles gedoen word. En dis die ding wat ek en jy moet verstaan is, alles wat ons nou gesê het, bou op tot hierdie ding, dat die Here stuur vir jou en hy stuur vir my. Esegiel 3:5, en hier is nie waar vir almal wat vanoggend hier sit nie, maar vir die meeste van ons. Esegiel 3:5, jy word nie gestuur, Esegiel 3:5, jy word nie gestuur na 'n volk wat onverstaanbare en moeilike taal praat nie. Ons word gestuur na ons eie mense toe. Die Heilige Gees stuur ons na ons eie mense toe. Mense wat reeds om jou is. Dis die mense wat jy daar buite moet gaan soek nie. Jy beweeg elke dag tussen hulle. Kom ek gee gou vir jou Sensus 2021, net dat jy weet. Okay, so in die Durbanville, Bellville, Kraaifontein, Brackenfell area. Dis waar almal van ons bly, nê? Nou daar's 'n paar van julle wat dalk 'n bietjie verder bly, maar dis net ter wille van die illustrasie. In hierdie area bly daar 162,000 Afrikaanse mense. Nou ek weet wat jy dink. Ja, maar ons sal nie almal kan bedien nie. Dit is so en ek het dit afgenarrow na mense wat na dieselfde skole toe gaan wat jou kinders gaan. Okay? Hulle is 88,000. Met ander woorde, as jou kind, en ek weet nie waar is jou kind op skool nie, DF en Stellenberg en Durbanville en ek weet nie waar dit is nie, seker nie Cambridge nie, want dit is seker Engels alles, nê? Maar jy kry die idee. As jy die areas vat waar ek en jy beweeg, is daar 88,000 Afrikaanse mense. Daar's nie genoeg kerke nie. Daar's nie genoeg kerke in die noordelike voorstede nie. Vir julle wat aanlyn is, daar's 9 miljoen Afrikaanse mense. Ek weet nie, ek het nie vanoggend gesien nie. Andrew het Johan en Katie Brits vanoggend ingeskakel van Windhoek. Lekker om julle weer aanlyn te hê. Ons bedien mense klaar wat nie hier in hierdie area is nie. Daar's 9 miljoen mense. Gaan ons almal bedien kry? Natuurlik nie. Maar kom ek sê vir jou dit, ek gaan nie stil sit. Net omdat ek nie almal kan bedien nie. Ek gaan probeer om soveel as moontlik te bedien en ek wil jou uitnooi, wil jy nie deel wees van 'n span wat deur die Heilige Gees gedryf word wat werklik huwelike herstel, mense by die Here Jesus uitkry, gesinne herstel en mense se lewens verander. Wil jy deel wees van so 'n gemeente? Maar vriende, dan moet ons so 'n gemeente wees. Ons moet so 'n gemeente wees. Ken of julle kan vorentoe kom. Ek en jy moet vanoggend hierdie ding snap dat die Heilige Gees stuur nie Johan Delport nie. En dit stuur nie net die gemeente as 'n kollektief nie, maar jy moet vanoggend sê, ek is Adrian, die Here stuur my. Ek is Eras, die Here stuur my. Verstaan julle wat ek probeer? Ek is Kenneth. Hier's nog 'n Kenneth in die kerk. Hier's 3 Kenneths nou in die kerk. Die Here stuur my. Ek moet verstaan, dit gaan oor my. Die Here stuur vir my. Dis waarvoor die Here krag gee. Sien, ons beleef baie keer nie die krag van die Heilige Gees nie. Weet julle hoekom? Want ons soek dit op die verkeerde plekke. Ons soek dit op verkeerde plekke. Ons soek dit in die lekker voel. Ons soek dit in die geestelike high wees. En dis nie waar jy dit gaan kry nie. Waar ek dit gaan kry, is om te sê, waar's die Heilige Gees besig om te werk? Waar's die Heilige Gees besig om te werk in my lewe? Dalk sit jy vanoggend hier en jy's nie gered nie. Dan praat die Heilige Gees nou met jou en hy sê, neem die Here Jesus aan. Kom. Dalk het jy die Here Jesus aangeneem, maar jou lewe lyk nog steeds so voor, dan roep hy jou vandag, die Heilige Gees sê, ek wil die vrug in jou lewe werk. Ek wil jou meer maak soos Jesus. En dan moet ons nie die volgorde verkeerd kry nie, hy wil vanoggend vir jou help met gawes om Jesus se kinders te bedien. En dan wil hy jou uitstuur na hierdie wêreld toe om Jesus bekend te maak. Ek sluit af met hierdie. Niemand kan alles doen nie. Maar almal kan. Niemand kan alles doen nie, maar almal kan. Kom ek verander dit. Niemand kan alles doen nie, maar ek kan. Ons bid saam. Vader, ek kom pleit vanoggend weer opnuut dat U met die Heilige Gees in ons lewe sal werk. U weet waar elkeen van ons is. U weet wie vanoggend redding nodig en dis die Heilige Gees wat ons trek na die Here Jesus toe. U weet wie daardie persone is.
Here, U weet wie's vanoggend hier en is gered, maar het nooit die ou lewe afgelê nie en jaag die een ervaring na die ander ervaring. En Here, dis nie waar die krag van die Gees is nie. Die krag van die Gees is wanneer ek my lewe oorgee en U werk Christus se karakter in my op. Here, U weet wie's vanoggend hierso en smag ook na meer gawes om te bedien, maar is nie betrokke nie. En die Gees se krag is nie daar nie. Ek kom vra Here dat U ons sal betrokke maak in die koninkryk, dat die krag kan werk, die Gees kan werk, dat ons Jesus vir mekaar kan wees. En Here, U weet dat hier sit van ons wat weet daar's ongelowiges om ons. En ek moet my mond oopmaak en die krag van die Gees lê daarin dat ek my mond oopmaak. As jy vanoggend hier is en jy sê ek wil toelaat dat die Gees deur my werk en ek wil sensitief wees vir die Heilige Gees, vir sy krag, vir sy werkinge. En jy wil saam met my bid, hier is ek Here. Maak my 'n bruikbare instrument, wil ek jou uitnooi om op te staan waar jy is en jy gaan hierdie gebed saam met my bid. En jy gaan die gebed saam met my bid en sê, Here, hier is ek. U weet waar skiet ek tekort. U weet waar my lewe nie lyk soos wat die Gees my lei nie. U weet baie keer jaag ek goed, ek jaag 'n doel vir my eie en vra U moet my seën. U weet waar ek baie keer jaag na 'n ervaring, maar ek wil nie die karakter van Christus hê nie. U weet hoe ek baie keer op my eie missie is en nie op U missie besig om seker te maak ons as gemeente wen siele vir Jesus nie. Kom help vir elkeen van ons dat ons sal weet waar ons is met U Gees, dat ons werklik U krag sal beleef. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.